Met môre as 'n vakansiedag, maak dit nie regtig saak nie. Ons sal nog steeds aangaan met die Bybelstudie soos wat mense opkom. En ons gaan aangaan om te praat oor die leringe van Jesus Christus. Een persoon is nou al op. Dis goed so. Ons gaan met Bybelstudie, alles môre kultuurdag, hou tuis, daar sy. Tuis is op en ek sien nog 'n tweede persoon het opgekom, maar ek sien nog nie wie dit is nie. Shalom tuis. Het is altyd beter om te sê vrede, nee, as om iets anders te sê. Klank is reg. Is maar cool hier so aan die kant. Maar ek het besluit ek gaan my hare sny vandag en ek het. So kom ons kyk net eens gou wie kom op en dan praat ons 'n bietjie weer oor dit wat Jesus Christus vir ons geleer het. En ons is in die boek van Matteus in hoofstuk 5, né? Daar is nou 3 mense wat loer, maar net ou tuis het hallo gesê sover. Daar is nog niks gesigte daarbo nie. Partykeer werk hierdie bakkiesblad algoritme op 'n heel snaakse manier wat ou nie verstaan nie. Maar in elk geval, kom ons wag nog so 'n minuut, dan gaan ons bid. Wat 2 of meer, ek kan nou tuis is mos hier, so ons kan ons bid. En wie ever daar kyk wat ek nie kan sien nie. So kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie vir die tyd dat ons weer 'n bietjie Bybelstudie kan doen, Vader. Ons is nie gebonde aan vakansiedae of sulke goed nie, Here. En ons sê vir U dankie dat ons die woord kan laat uitgaan deur die genade van bo. Ons sê vir U dankie dat die Heilige Gees vir ons helder oop oë van die verstand kan gee in vanaand se lering. En ons sê vir U dankie dat U ons harte toets en ons ore en ons oë en ons monde salf, Here. En dat U vir ons leer deur die Heilige Gees. U bring die wysheid na vore wat ons nie het nie, Vader. U leer vir ons uit die skrif uit verborgenhede en ons is so dankbaar daarvoor. Dankie dat U vir ons lei deur die woord en dat U saam met ons is vanaand. Ons sê vir U dankie daarvoor, my koning, in Jesus naam. Amen. Prys die Here, man. Ou tuis sê, dis net so koud hier in KwaZulu-Natal. Ja, dis maar koelerig. Daar het 'n profielfoto daarbo opgekom wat ek nie ken nie, met so baie rooi in. Ek weet nie wie dit is nie. Maar hooplik sal die mense hier onder opkom en kan ons met hulle ook gesels. Goed, ons gaan vandag kyk hierso in Matteus 5. Gaan ons kyk na wat Jesus vir ons geleer het en dis baie belangrik om hierdie skrif te verstaan. Het gaan oor die wet en het gaan oor die 10 gebooie en al hierdie goed. So ons opskrif hier in hierdie gedeelte is nou eers die wet. En ek lees hierso uit Matteus 5. Ek dink nie dat ek gekom het om die wet of die profete te vernietig nie. Ek het nie gekom om dit te vernietig nie, maar om dit te vervul. Want waarlik ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal 1 jota of 1 titel in geen manier verbygaan van die wet totdat alles vervul word nie. Daar sê ek sien Amanda is ook hierso. Dankie vir daai video van Namibië, Amanda, waar dit reën. Dankie vir dit, né? En ek sien Koos, né? Ek verwar vir Koos met Lou. Ek weet dit, wat die profielfoto's aanbetref. Né? En ek sien die Rose is ook hierso. Ek het al gepraat oor hierdie skrif in die wet. Ek het nie gekom om te vernietig nie. Nick man. Sien Nick, ek het alweer dit verkeerd, daar sê. Ek het nie gekom om die wet te vernietig nie. Jesus Christus het nooit gekom om die wet te vernietig nie. Nooit nie. Hy het gekom om die wet te vervul. En ek het dit al aan julle verduidelik al, dit is soos om 'n bottel toe te maak met 'n prop. Dit is klaar vol, nou maak ek dit toe, ek seël dit af. En dis wat Jesus Christus kom doen het, want dwars deur die Ou Testament, deur die Torah, deur die profete, deur die psalms en deur Spreuke, sien ons Jesus Christus. Ek sien Rudy is ook op vanaand. Ons sien Jesus Christus dwars deur die wet, né? Dwars deur die Ou Testament. En hy het gekom om dit te vervul. Maar kyk nou wat leer hy vir ons verder.
En ek sal nou teruggaan na die wet toe. Hy sê, wie dan ook al een van hierdie kleinste gebooie verbreek. Nou praat hy oor iets anderste wat in die wet is. Hy sê, wie dan ook al een van hierdie kleinste gebooie verbreek, en mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar wie dit doen en onderrig, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar ek sê vir julle, tensy julle geregtigheid oor die geregtigheid, bo die geregtigheid van die skrifgeleerders en die fariseërs uitstyg, sal julle in geen geval die koninkryk van die hemel binnekom nie. Baie interessant wat Jesus Christus doen. Hy praat van die wet en dan begin hy te praat van die 10 gebooie. En baie mense stop by hierdie eerste gedeelte hierso in Matteus 5. Hulle sê hy het gekom om die wet te vervul. So die wet het nie verbygegaan nie. Nou praat hulle van Moses se wet. Maar Jesus praat nie van Moses se wet nie. Hy praat van die 10 gebooie. En ons gaan dit nou duidelik sien. Ek kan net gou-gou na een van my ander bladsye toe. Daar waar ek julle geleer het, die wet van Christus. Nee, ek wil net gou vir julle hierso lees. Ok, ek wil net gou, ek sal nou met 'n bietjie, wat is 'n Afrikaanse woord vir scroll? Ek wil nou eers gou by Hebreërs uitkom en nou, waar is ek nou? Verskoon tog julle, ek het so baie dinge om deur te gaan. Nie wat vanaand aan betref nie, maar ek wil net by die gedeelte in Hebreërs uitkom. En dit is in Hebreërs 7. Probeer dit nou kry so aan my gedeelte wat ek nou my opsommings gedoen het. Maar ek sal dit miskien net gou gaan kry in die skrif self. Ja, dit is daai hierso. Die sleutelvers in Hebreërs 7 is Hebreërs 7 vers 12. Kyk wat sê hy so. Want waar daar 'n verandering van die priesterskap gekom het, is daar ook 'n verandering van die wet. Waar daar 'n verandering van die priesterskap gekom het, is daar 'n verandering van die wet. Jesus het gekom en hy die wet vervul. Né? Hy het die wet vervul. Kom ons kyk gou hierso. Ook vers 11. As volmaaktheid deur die Levitiese priesterskap verkry kon word, want onder die priesterskap is die wet aan die volk gegee, hoekom was daar dan nog nodig dat 'n ander priester na die orde van Melchisedek sou opstaan en nie na die orde van Aaron nie? Ons moet hierdie is baie belangrik om te verstaan. Ons het 2 priesterskappe. Die een is die Aaronitiese priesterskap, deur Levi, Aaron. Die ander ene is die priesterskap van Melchisedek, wat ook bekend staan as die orde van Melchisedek. Né? Nou het ons 'n priester gehad, Aaron. En omdat daar 'n priesterskap was, aan Christus, omdat daar 'n priesterskap was, Aaron, die Levitiese priesterskap, was dit nodig dat daar 'n wet gegee word vir die priesterskap. En ons noem dit die Torah of die wette van Moses. Maar nou het ons die Melchisedek priesterskap, dis 'n ander woord daai. En daar is 'n ander priester daar. En hy is Yeshua Mashiach, Jesus die Messias. Né? Of Yeshua. Hoe ook al jy sy naam wil uitspreek. Hy is in die orde van Melchisedek. Hy is die nuwe priester. So indien daar nou 'n nuwe priesterskap is daar 'n nuwe wet. So, nou moet ons kyk, waaruit het Jesus gepreek? Wat het hy vir ons kom leer? Né? Wat het hy vir ons kom leer? En in sy leringe
kom wys hy vir ons, wat sien die Christus as die wet? Wat is die verskil vir hom? Wat is belangrik vir hom? Wat kom leer hy vir ons? Leer hy vir ons oor brandoffers en slagoffers en sulke goed, of wat leer hy vir ons? Né? En kom ons kyk wat leer hy vir ons. Wie dan ook al een van hierdie kleinste gebooie verbreek, daar kom die geheimenis. Wat gaan hy vir ons leer? Die 10 gebooie, of van die 10 gebooie, oor die 10 gebooie. Kyk wat sê hy. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Is dit nie 'n gebod nie? En wie ook al doodslaan sal in gevaar wees van die oordeel. Luister my wat hy sê. Jy mag nie doodslaan nie. En wie ook al doodslaan, sal in gevaar wees van die oordeel. Dit beteken nie dat jy dalk gaan hel toe gaan as iemand doodgemaak is nie. As jy per ongeluk iemand doodgemaak het, dit was 'n ongeluk gewees. Of jy's in 'n oorlog, en is of jy of hy, en jy moet die persoon uithaal. Nee, jy sal nie geoordeel word vir dit nie. Jy sal net geoordeel word as jy opsetlik beplan het om iemand te vermoor. Dis al. Jy moet die skrif reg lees. Hy sê so, sal in gevaar wees van die oordeel. Verstaan julle? Dis 'n 50-50 hierso wat Jesus vir ons leer. Maar ek sê vir julle, kyk wat sê hy, maar ek sê vir julle, dat wie ook al kwaad is vir sy broer sonder enige rede, jy is kwaad vir jou broer of jou naaste, jou broer in die gemeente sonder 'n rede, jy het nie 'n rede nie, maar jy's net kwaad. Nee. Ook in gevaar van die oordeel sal wees. Ook in gevaar van die oordeel sal wees. Sê, en wie ook al vir sy broer sê, Raka, sal in gevaar van die raad wees. Maar wie ook al sê, jy jou dwaas, sal in gevaar van die helvuur wees. 'n Ou moet baie versigtig wees vir wie jy sê jy is onnosel. En die manier hoe jy dit doen is ook baie belangrik. Jy het nou al agtergekom, nee, as ek regtig waar moeg is vir mense, wat nie wil hoor nie, wat nie wil luister nie, nee, dan sê ek vir hulle, en veral as hulle ander mense afbring, of uitmaak dat ander mense nie weet wat hulle doen nie, dan sê ek vir daardie tipe mense, jy's 'n spesiale tipe stupid. Jy het my dit al hoor sê al. Maar ek moet ook baie versigtig wees hoe ek dit gebruik. Ek kan nie net sê, ag, daai ou se dwaas, daai ou se dwaas, daai ou se nosel, daai ou se stupid. Ek kan nie dit net so sê nie. Dit moet deur bewyse wees van daardie persoon se optrede. En ek moet seker maak dat sy optrede weerspieël die onnoselheid. En dat die onnoselheid iemand anders te nakom. En ons sal dit sien in Matteus 7. Dis soos 'n trappe van vergelyking. Jy kan nie sommer net vir enige persoon sê, ag man, jy's 'n idioot nie. Nee, of daai ou se idioot, jy ken nie die ou nie, jy weet nie van die ou nie, hy het niks teen jou gedoen nie, hy het niks verkeerd gesê nie. So jy kan nie sommer net sê, ag, jy's sommer net 'n idioot nie, man. Ou moet baie versigtig wees. Nou as jy na hierdie stukkie kyk, het Jesus nou gegaan en hy het die gebod, jy mag nie doodslaan nie, het hy breedvoerig verduidelik. En hy wys vir jou hoe eintlik moeilik dit is, wat hierdie gebod aanbetref. Ons het al agtergekom op skole. Onthou julle op skole? As die onderwyser sê, ag, hierdie kind is sommer net onnosel. Of as jy onnie staan in die klas en hy sê vir die persoon in die klas, jy's net 'n dom kind.
Jy's so onnosel. Jy sal niks vermag in die lewe nie. Jy sal altyd klein wees. So 'n onderwyser, is in gevaar van die helvuur. Want deur sy woorde breek hy 'n persoon af. Die persoon wie God geskaap het, hierdie leier, pastoor, teacher, onderwyser, wat ook al, wat mense so afbreek, is besig om 'n mens se lewe te breek. Besig om mense lewe te breek. En daardie tipe mense kan uitdraai en kriminele word en al sulke goed. Net omdat hulle onderwyser vir hulle gesê het, hulle is dom. Albert Einstein, sy onderwyser het vir hom gesê, jy gaan nie saan 6 deurkom nie. Jy is te dom, man. Toe los hy skool, toe gaan hy universiteit toe. Ek weet nie hoe hy by die universiteit uitgekom het nie, en of hy later sy vakke gedoen het nie, en of hy sy vakke by die huis gedoen het nie, en wat ook al. Maar hy was een van die briljantste wetenskaplikes wat nog ooit geleef het. Maar sy onderwyser het gesê, hy is stupid. So jy kan nie sommer net enige iemand oor dieselfde kam skeer. Jy kan nie, jy mag nie. Kyk wat sê hy nou verder hierso. As jy dus jou offer aan die altaar bring, en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offer daar voor die altaar en gaan jou pad. Wees eers versoen met jou broer, en kom dan en bring jou offer. Hy sê, jy kan nie kwaad wees vir jou broer nie. Jy kan nie vir jou broer sê, hy is net onnosel nie. Gaan maak eers reg. Kry vergifnis. Maak reg. En wat is jou offer? Ons het al in Romeine 12 gesien al, dat jy, as 'n wedergebore Christen, is 'n welgevallige offer. En jy moet jouself so sien, as 'n welgevallige offer voor Christus. So wat bring jy? Voordat jy na Jesus Christus toe kan kom, gaan maak reg met jou broer. Kry versoening. Dit is belangrik. Kom vinnig ooreen met jou teenstander, terwyl jy met hom op die pad is. Anders kan die teenstander jou aan die regter oorhandig, en die regter jou aan die beampte, en jy sal in die tronk gewerp word. Waarlik ek sê vir jou, jy sal in geen geval daar uitkom, totdat jy die allerlaaste klein muntstuk betaal het nie. Kom ooreen met jou teenstander, genaamd die de klerks. Kom ooreen met jou teenstander. As enig iemand iets teen jou het, of as jy enig iets teen iemand anders het. Want wat gebeur, as jy nie ooreenkom met jou teenstander nie, dan draai dit uit op 'n geveg. Ons sien 2 broers, nou nog beklei. Wie is hulle? Is Isak en Ismael. Isak en Ismael beklei nou nog. Van wie praat ek? Is die Arabiere en Israel. Dis nou net erger. Dis nou nie net die Arabiere nie, dis nou die hele islamitiese wêreld. Dis so erg hierdie fete geword het. Ismael en Isak beklei nou nog. Maak liewers reg met jou broer en met jou teenstander. Anders kan dit ontaard in 'n oorlog wat jy nie wil hê moet plaasvind en jy wil ook nie deel wees daarvan nie. Ons het nog soveel dinge in hierdie Suid-Afrika, soveel probleme wat voor ons lê. Soveel dinge wat ons gaan moet uitsorteer wat hierdie tipe goed aanbetref. Kyk wat sê hierso. Julle het gehoor dat daar gesê is, Jesus Christus praat net uit die 10 gebooie uit, net uit die 10 gebooie.
Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, kyk wat sê Yeshua, dat wie ook al op 'n ander vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart egbreek gepleeg het. En ek het al genoem op 'n ander studie, hierdie is een van die moeilikste goed vir ons mense. Want jy begeer nie net 'n ander ou se vrou nie, man. Jy begeer 'n ander ou se kar, jy begeer 'n ander ou se huis, jy begeer 'n ander ou se werk, jy begeer 'n ander ou se geld. Hierdie hele ding is egbreek. Hoe is dit egbreek? Jy moet niks bo God stel nie. Jy kan nie goed begeer, materialisme, dan stel jy dit bo God. Dis hoekom Vader sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Baie mense begeer 'n beter werk, begeer 'n beter inkomste, begeer 'n beter voertuig. Né? Nou die ander week was die mense nou weer goed vir my gewees, hulle het my op my voete gehelp. Hulle het die kar weggevat. In die ongeluk. Né? Nou moet ou alweer wag en bid en hoop en vra en hoe ook al, totdat Jesus weer 'n deur oopmaak. Maar dit sal gebeur, want ons werk daaraan. Ons kan nie hierdie goed begeer nie. Almal wil 'n beter lewe begeer. Né? En hier praat Jesus Christus van egbreek. Weet jy dat jy met God kan egbreek pleeg? Jy het dit geweet. God is jou eerste liefde. As jy enigiets bo hom stel, het jy egbreek gepleeg. Dis hoe fyn hierdie gebod is. Kyk hoe fyn is dit eintlik. As jou regteroog jou aanstoot gee, ruk dit uit en gooi dit van jou af. Né? Want dit is vir jou voordelig dat een van jou lede moet omkom, nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Sê, as jy wat sê Jesus vir ons hierso? Raak ontslaaf van hierdie dinge in jou lewe. Raak ontslaaf van die dinge wat jy bo hom stel. Dit is liewer beter dat jou liggaam geskend moet wees, as wat die hele liggaam in die vuur gewerp kan word. Kyk wat sê hy, as jou regterhand jou aanstoot gee, wat sê hy daar? Jy's 'n dief, jy steel. Sny dit af, gooi dit van jou weg. Want dit is vir jou voordelig dat een van jou lede moet omkom, en nie dat jou hele liggaam in die hel gewerp moet word nie. Julle daai Engelse sê ding gehoor, he's got itchy fingers. Sy vingers juk. He's got itchy fingers. Né? Sy iets sien. In die sak. In die sak. Jesus sê baie duidelik, moenie steel nie. Moenie ander mense se goed vat nie. Moenie ander mense se goed begeer nie. Praat Jesus hierso uit die wet van Moses uit, of praat hy uit die 10 gebooie uit die wet van God? Die eintlike wet van God is die 10 gebooie. Al die ander goed wat hy gegee het vir Moses, was die wette wat hy gegee het vir die Israeliete. Hy het nie vir my gegee nie. Ek is nie 'n Israeliet nie. Ek is Suid-Afrikaner. Ek was 'n heiden. Hy het nie Moses se wette vir my gegee nie. Hy het sy wet op kliptafels vir my gegee, wat nou op my hart geskryf is. Die boek van Hebreërs leer dit baie mooi. En Jesus leer vir ons net uit sy wet uit, God se wet uit. Jy sal sien dat daar waar hy Moses se wet aanhaal, is net om vir die fariseërs iets te leer. Kyk nou wat sê hy nog hierso. Daar is vir julle gesê, wie ook al sy vrou wegstuur, moet vir haar 'n egskeidingsbrief gee. Maar ek sê vir julle, kyk wat sê Jesus, wie ook al sy vrou wegstuur, behalwe vir die rede van hoerery, haar laat egbreek, en wie ook al diegene wat geskei is trou, doen ook egbreek.
As dit die geval is, né? As dit die geval is. Kyk wat sê hy, daar is vir julle gesê. Sy moet 'n egskeidingsbrief kry. Ek het 'n absolute dom redenasie nou die ander dag gehoor. Hoekom die een persoon gesê het, dan moet 'n troubrief wees, wat jy kry by die regering. Sy redenasie was, omdat die Bybel praat van 'n egskeidingsbrief, moet daar 'n troubrief wees. Dit was sy redenasie. Geen ander rede gegee nie. En dis 'n leuen, want die egskeidingsbrief sê Jesus op 'n ander plek, wat ons ook nog sal bykom, is gegee deur Moses. Jesus sê vir die mense, ja, Moses het dit vir julle gegee. As gevolg van die hardheid van julle harte. Hy sê nêrens God het dit vir julle gegee nie. En die apostels leer ook nie God het die egskeidingsbrief gegee nie. Moses het dit vir hulle gegee. As gevolg van die hardheid van hulle harte. Egskeiding is iets wat God haat. Né? En Jesus leer dit hierso uit die 10 gebooie uit vir ons. Weereens, jy het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie jouself vervloek nie, maar jy moet aan die Here jou eide nakom. Ek sê nou vir julle, ek verstaan baie keer nie die Afrikaanse taal nie. Maar ek sê vir julle, moet glad nie sweer nie by die hemel nie, want dit is God se troon, en ook nie by die aarde nie, want dit is sy voetbank, ook nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Moet ook nie op jou eie kop sweer nie, omdat jy nie een hare wit of swart kan maak nie, maar laat julle ja, ja wees, nee, nee, wat meer as dit is, kom van die bose. Wat meer as jou ja, kyk wat sê Jesus hierso, dis 'n baie interessante ding. Hy sê, laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Meer as dit kom van die bose. Ons moet kontrakte teken in alles wat ons doen in die wêreld deesdae. Alles. Kontrak teken vir die huis, kontrak teken vir die kar, kontrak teken as jy geld leen, kontrak teken die heeltyd aan mekaar. En die rede daarvoor is, want die mens se ja is nie meer sy ja nie, en sy nee is nie meer sy nee nie. Dis hoekom ons kontrakte teken. En hierdie kontrakte waarvan wat ons so teken is van die bose. Want dis meer as die ja, dis meer as die nee. Dis van die bose. Mense is nie meer eerlik nie. Hulle is nie. Hulle lieg. Die Messias leer vir ons, jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Dis al wat jy nodig het. Maar hoeveel van die mense wat hierso vanaand luister, hoeveel van julle is al bedrieg? Jy is bedrieg en gebelieg deur jou eie familie, of deur kerkmense, of deur die werkers saam met jou by jou werk of jou baase. Hoeveel is al gelieg en bedrieg? Maar die Christus leer ons, laat jou ja wees en jou nee, laat jou ja ja wees en jou nee nee. Dit is wat ons moet tussen mekaar hê. As Christen broers en susters, wat mekaar nog nie eens ontmoet het nie. Ek dink nie ek het enige, behalwe vir Lydia hulle, ek het vir Lydia hulle ontmoet, ek het vir die Rose ontmoet. Eddie is nou nie op vanaand nie, maar ek het al vir Eddie hulle ontmoet. En ek het vir Jaco ook ontmoet, wat baie keer opkom. En nou Corrie. Daar's 'n paar mense wat ek al ontmoet het. Maar hier is die ding. Tussen my en jou, ons ja moet ja wees, en ons nee moet nee wees. En ons moet die vertroue hê om dit te vat. Jy moet die vertroue hê om dit te vat. Dat jou ja ja wees en jou nee nee. Meer as dit kom uit die bose uit.
Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog, tand vir tand. Maar ek sê vir julle, weerstaan die bose nie. Maar wie ook al jou regteroog, is eintlik die Afrikaans het nie lekker hierso vertaal nie. Maar wie ook al jou op jou regter wang slaan, draai vir hom die ander een ook. En as iemand jou by die regter wil gaan aankla, en as iemand jou jas wil wegneem, laat hy ook jou mantel vat. In vandag se tyd werk dit nie so lekker nie. Goeienaand Attie en Lana, goeienaand. In vandag se tyd werk dit nie so lekker nie. Hulle wil nie jou jas hê nie, hulle wil nie jou mantel hê nie, hulle wil alles hê wat jy het. As jy op 'n manier kontrak gebreek het, jy kan nie betaal nie. Jy sit met 'n probleem, jou geld kom nie in nie. Of jy het jou werk verloor. Dan wil hierdie ander lot alles vat wat jy het. Hulle wil nie net 'n jas hê nie. Hulle wil nie net 'n mantel hê nie. En wanneer die Christus praat hierso van draai die ander wang, hy praat nie van 'n vyand nie. Hy praat van iemand wat boos is. Weerstaan die bose nie. Hy praat nie van 'n vyand nie. As 'n vyand jou kom aanval, dan kan jy hom weerstaan. Hier praat hy van 'n bose mens. As 'n bose mens jou vloek, loop net weg, as jy kan. Loop weg man, los dit uit. Draai die ander wang. Draai jou wang weg van hom af. Loop weg. Dis wat hy bedoel hierso. Loop weg van die geveg af. Hoe sê hulle in Engels, the verbal diarrhea. Loop weg van dit af. Dis nie nodig om te hê nie. Mense vloek jou en hulle ken jou nie eens nie. Moenie jou tyd mors met dit nie. Die enigste kere wanneer ek my tyd mors met dit, is wanneer iemand my vloek omdat ek 'n waarheid vertel het. Dan sal ek staan. En ek sal op die waarheid staan. Asof my voete in daai waarheid vasgeanker is, ingesement is. Jy gaan nie vir my roer nie. 'n Bose man het my een keer gevloek. In 2019. Hy het my baie erg gevloek. Die seewater my nie kon afwas nie. Toe staan ek daar so met my werker. Toe sê ek net vir hom die volgende woorde. Toe sê ek vir hom, "Eerste, maar jou hart is vuil, hè." Ek het gedink hy ou gaan 'n aar in sy kop bars. Hy kon vir so 'n paar sekondes kon hy nie eens asemhaal nie. So kwaad het hy geword. Maar hy kon niks aan my doen nie. Hy wou, maar hy kon nie. Ek het net so gekyk en vir hom gesê, "Jogg, maar jou hart is vuil." Ek het hom nie teruggevloek nie. Ek het hom net vertel hoe sy hart lyk. Ek het gedink hy ou gaan daar hartaanval kry. Soos wat hy te kere gegaan het. Uiteindelik, die einde van die storie is, toe klim hy in sy bakkie en toe ry hy weg. Maar hy was 'n bose mens. En ek het op my voete gestaan, ek het op die waarheid gestaan. Ek het hom nie teruggevloek nie. Ek het vir hom gesê, waar kom al daai woorde vandaan? Wat hy so uitspoeg. Hierdie leringe wat Jesus Christus vir ons gegee het, is die nuwe wet. Is ons wet. En dit kom uit die 10 gebooie uit. Efesiërs 2 sê baie duidelik. Ons het nou die profete, die fondasie van die profete en van die apostels en van Jesus Christus as die hoeksteen. Dit is ons wet. Dit is Christus se wet. Die fondasie van die profete, van die apostels en Jesus Christus as die hoeksteen. Hoekom die profete?
Want die profete het geleer van Jesus. Hulle het ons vertel van die koning wat kom. En hulle het ons verder vertel van die hiernamaals en van die toekoms. So dis ons fondasie. Efesiërs 2 leer dit vir ons baie duidelik. Profete, die apostels en die hoeksteen Jesus Christus. Né? Dis ons wet. Dis Christus se wet. Dis die wet waarvan Paulus gepraat het. Dis die wet wat Jesus vir ons leer. Kyk wat sê hy so. Wie jou dwing om 1 myl te gaan, gaan met hom 2. Gee aan hom wat jou vra en draai nie weg van hom wat by jou wil leen nie. Hierdie is 'n moeilike ding. Gee aan hom wat jou vra en draai nie weg van hom wat van jou wil leen nie. Jy het by die verkeersligte gestop en gesien hoe bedel die mense. Ek praat baie daaroor. Is dit nou iemand wat jou nou kom vra of is dit nou iemand wat net bedel? As 'n fyn lyn. As 'n baie fyn lyn. As 'n broer of 'n suster na jou toe kom en vir jou sê, luister, boetman, ek kort R100, het jy vir my iets daarso? En jy ken nie jou, of jy ken die persoon, né? Gee vir hulle as jy kan. As jy kan, gee. Maar wanneer jy gee, sal ons later leer, moet dit nie terug verwag nie. Laat hulle toe om dit self terug te gee. Laat hulle toe, gee hulle die kans, gee hulle die geleentheid om dit terug te gee. As enig iemand by jou kom vra, en jy weet dis 'n broer of 'n suster in die kerk, of is jou familie of wat ook al, en hulle het 'n paar rand nodig, gee vir hulle man. As jy dit het. Moet hulle nie verjaag nie. En as iemand by jou wil leen, moenie die ou wegdraai nie. As jy dit het, moenie hom wegdraai nie. As jy dit het. Want wanneer jy gee, sal daar vir jou meer gegee word. Die Nuwe Testament leer dit vir ons. Jy sal meer terug ontvang. En wanneer jy gee, wanneer iemand jou vra, of wanneer iemand ietsiekie by jou wil leen vir 'n tyd, doen dit met 'n goeie hart, doen dit met die regte gesindheid. Nie met 'n gesig nie. Né? En dan kyk jy wat doen Vader. Dalk kom daar 'n kontrak deur. 'n Werkskontrak. Jy weet, dalk kry jy belasting terug wat jy nie van geweet het nie. En sovoorts, en sovoorts. Ek het al baie gesien in my lewe. Kyk wat sê hy so. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande haat. Dis 'n wet uit Moses uit, né? Hierdie is een van die wette uit Moses uit. Maar, as jy die 10 gebooie lees jy ook duidelik dat jy jou naaste moet lief hê, né? En die goeienaand julle. Kyk wat sê hy so. Hierdie een deel, jy moet jou naaste lief hê. Dit kom uit die 10 gebooie uit. Jou vyande moet jy haat. Dit kom uit Moses se wet uit. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat julle kwaad aangedoen het en julle vervolg het. In daai hele vers is vergifnis. En versoening, net in daai. Wees lief vir julle vyande. Wat beteken dit? Om vir jou vyand lief te wees beteken nie. Kom ek sê is wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie om 'n sagte ou koetjie skaap butterfly gevoel te hê vir jou vyand nie. Dis nie wat dit beteken nie. Daar sou Jaco, goeienaand. Dis nie wat dit beteken nie. Om vir jou vyand lief te wees beteken die volgende. Jy ag hom ook die goeie. Hy mag ook 'n huis hê. Hy mag ook 'n kar hê. Hy mag ook 'n lewe hê. Hy mag ook vrede hê. Dit wat jy vir jouself wil hê, dis wat jy vir jou vyand ook wil hê. Dis hoe jy vir hom lief moet wees.
Dis nie 'n hand om die skouers nie. Dis nie kom loop saam met my hier in die pad af nie. My vyand. Nee. Wat jy vir jouself gun jy vir hom. Jy gun hom rus, jy gun hom vrede, jy gun hom alles wat jy vir jouself gun. Dis hoe jy jou vyand lief hê. Maar wanneer die vyand in jou in opstand kom, dan mag jy hom weerstaan. Jy mag. Nee? Salomo was ook 'n profeet in sy eie in wysheid. En ons moet leer by die profete. Wat het Salomo vir ons geleer? Daar is 'n tyd vir oorlog. Daar is 'n tyd vir vrede. Hier wat Jesus vir ons sê is, moenie die vyand vloek as hy jou vloek nie. Moenie hom nie vloek nie, man. Seën hom liewer. Seën hom liewer. Gaan jou pad. Bid vir hulle wat jou kwaad aandoen en jou vervolg. Ek het jare gelede 'n ou gehad wat amper die helfte van my staf gesteel het in die Kaap. En het my werk gesteel. My besigheid het amper ondergegaan as gevolg van dit. Ek het hom nie gevloek nie. Ek het hom voor die Here gebring. Ek het vir Vader gevra, Vader, deel jy met hierdie situasie. En vir van julle wat nie so nou op die Bybelstudie, as julle ken die verhaal. Ek gaan nou nie die hele verhaal vertel nie. Maar ek het hom vir Vader gebring, sê Vader, hierso, jy weet wat gebeur het. En Vader het die oplossing gebring. En dit is 'n oplossing wat tot vandag toe by my bly. Bid vir die wat vir julle kwaad aandoen en julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader wat in die hemel is mag wees. Dit is wat kinders van God doen. Jy bid vir die mense. Want hy laat sy son op die bose en op die goeie opkom. Daar is jou antwoord oor die vyand. Hy laat sy son oor die bose en op die goeie opkom. Die bose is nou in hierdie geval is nou die vyand. Hy laat die son oor die vyand opkom en oor jou. In ander woorde, dit bring my terug na daai punt wat ek gesê het, om jou vyand lief te hê, is jy gun hom wat jy jouself gun. Ek gun die son van God om oor my op te kom. Ek gun dit vir my vyand ook. Ek glo julle verstaan dit. En kyk wat sê hy, en hy laat reën oor die regverdiges en die onregverdiges. Dis wat dit beteken om jou vyand lief te hê. Die onregverdiges kry ook reën wanneer hulle moet reën kry. Wel, party lande kry nou meer reën as wat hulle moet kry. Maar dit is as gevolg van hulle sondebeker. Ek glo dit met my hele hart. Maar dit reën op die onregverdige en op die regverdige. En die son kom op oor die regverdige en op die onregverdige. Dis hoe jy jou vyand moet lief hê. Gun hom wat jy vir jouself gun. Alright. Kyk wat sê hy. Want as julle die lief het wat julle lief het, wat beloning het julle? Daar is geen beloning nie. Wat is die beloning? Doen die tollenaars nie dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Doen die tollenaars dit nie ook so nie? Wees dan volmaak, nie soos julle Vader wat in die hemel is, volmaak is. Wat bedoel hy daar? Het vat jou terug na die boonste vers toe. Watter beloning het jy? Watter beloning het jy as jy jou vyand lief het? Sodat julle kinders van julle Vader wat in die hemel is mag wees. Dis jou beloning. Sodat jy kind van God genoem kan word. Dis jou beloning. Jy sien, as jy jou vyand groet, en as jy vir Julius Malema groet, of vir Zuma groet, en jy groet jou pastoor, en jy groet die pastoorsvrou, jou beloning sal in die hemel wees. Dis wat hy van ons hier sal leer. Hy noem dit volmaaktheid. Hoekom noem Jesus dit maar volmaaktheid? Wees dan volmaak, net soos julle Vader wat in die hemel is volmaak is. Hoekom noem hy dit so? Want hy leer vir ons is in sy beeld geskape.
Hy is volmaak. En as ons die regte ding doen, is ons volmaak in hom. Sien julle dit? Wees dan volmaak, net soos julle Vader wat in die hemel is, volmaak is. Goeienaand Lisa die Jager. En dis hoe ons moet wees. Kinders van God. En hierdie is die leringe van Jesus Christus. Dit is maar net van dit. Ons sal in die volgende week, sal ons Matteus 6, vers 1 tot 34 behandel, of ten minste 'n gedeelte daarvan. Maar hierso sê hy vir ons, hierso leer Jesus vir ons, wat hy wil hê ons moet weet. En wat wil hy hê ons moet weet? Die 10 gebooie. Hoe moet ons dit weet? Soos wat hy dit vir ons hierso leer. Dis hoe hy wil hê ons die 10 gebooie moet ken. En hierdie 10 gebooie moet jy toepas in jou lewe. Alles wat Jesus vir ons geleer het, moet jy toepas in jou lewe. Dan kan jy volmaak wees. Dan kan jy kind van God genoem word. Daar is hy goeienaand julle. Dis hoe ons moet lewe. Wees dan kind van God. Nee, wees dan kind van God. Môre is daar vakansiedag. Vir my is dit net nog 'n dag. Dis net nog 'n dag vir my. So ek sal môreoggend nog weer eens koffie met brood doen. Dis net nog 'n dag vir my. Nou goed, ek het nou 'n vergadering weer. Elke aand vergadering. Hoopelik sal het vanaand nie so lank wees soos al die ander aande nie. Want julle moet 'n fantastiese week verder hê, mag die Here julle seën en groetnis van huis tot huis soos ons altyd sê, né? Alles wat mooi is vir julle, hoor, beste.